Hi vriende, baie welkom by nog 'n episode van my en my vrou se CP Groei Saam. Ek is pastoor Chris Boysen. En ek is sy vrou Eldien Boysen. Vriende, ek hoop julle gaan dit net so baie soos ons geniet. En ja, kom ons groei, maar net voordat ons begin, kom ons loof net eers ons Here. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh Here ons God, Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om weer so om u woord te kan kuier. Vader, versterk ons so met u Heilige Gees. Vir die vrae wat gevra word en die antwoorde wat gegee word, Here, laat ons regtig daai leer. En ja, Here, dat ons ook meer en meer soos Jesus kan word, Vader. Vader, ons loof en prys u daarvoor. In die grootste naam wat ek ken. Dit is Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Vriende, daar sê, kom ons groei. Hallo Chris. Hi Aldien. Ek voel nie vandag goed nie. Ek is naar, my kop draai en ek wil net 'n donker kamer gaan lê, maar ek's hier by die werk. Of wil ek net alles ontsnap? Geen iets van naarheid nie. Aldien, jy lyk bleker as gewoonlik. Kom sit hier, wag. Kom ek maak vir jou 'n koppie lekker gemmertee. Dit werk gewoonlik goed. Ek dink ek het nog 'n paar sakkies hier. Laat ek dit gou kyk. Hierso, hier sê. Wat sê, Aldien? Oh, dankie. Maar Chris, dis nie net fisiek nie. Ek dink dis emosioneel ook. Dis soos iets lê wat op my bors lê en ek kan dit nie afskud nie. Ek slaap sleg, ek voel sleg en dis alles oor iets wat ek nie wil erken nie. Aldien, is dit dalk iets wat jy geëet het nie? Ja, dit is dalk iets wat ek geëet het, maar dis iets ergers ook. Aldien, jy weet mos jy kan met my praat. Wat's op jou hart? Sien, Chris, dis Annelie. Jy weet mos sy was een van my beste vriendinne. Ek het haar vertrou met iets persoonliks. Iets wat jare gelede lank gebeur het. Iets wat ek so lank stil probeer hou het. En sy het dit aan ander vertel. Nie net vertel nie, sy het dit as 'n snaakse storie aangebied, soos 'n grap. Ek was woedend, verneder en nou is ek bitter. Ek weet ek moet vergewe, maar ek kan nie. Dis soos iets in my siel wat vassit. Aldien, ek hoor jou. Ja, dit is 'n diep seer, nee, veral as jy iemand vertrou. En jy het actually al gedink dat daai ding is al vergete. En dan ewe skielik dan pop dit weer op. En dis dapper dat jy dit erken. Weet jy, Aldien, jy is nie die enigste wat so voel, hoor. Baie mense sukkel met vergifnis. Veral as dit 'n naby verhouding was, of miskien nog steeds is. Maar weet jy, hierdie pyn kan jou nader aan God bring, as jy hom toelaat om dit te gebruik. Jy weet mos waar kom ons hulp vandaan. Ek wil regtig probeer, maar ek het soveel vrae, Chris, en ek voel skuldig omdat ek nie net dit kan los nie. Aldien, vra gerus, jy weet mos. Kom ons loop saam deur die ding, een vir een. Maar ek gaan jou vra, begin by 'n punt, hoor. Moenie heen en weer spring nie. Vra die ding uit soos wat ons dit moet uitgepraat word. Ek sal probeer. Sy het nooit jammer gesê nie, nê? Inteendeel, sy sê ek's te sensitief. Waarom moet ek haar vergewe as sy nie eens besef dat sy my seer gemaak het nie? So waarom moet ek haar vergewe as sy nie eers jammer is nie? Dis Aldien, weet jy, ja, so jammer dat ek lag, maar ek ken jou pyn, maar weet jy toe jy dit op my gesê het, nee. Sonder eers om te dink, weet jy wat kom dadelik by my op? Dadelik. Dink jy daardie mense wat Jesus gekruisig het hom enigstens vergifnis gevra? Nee. Maar hy het dadelik gesê, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen. Sonder dat daai mense een van hulle vergifnis gevra het. So, ek het nie daaraan gedink nie. Weet jy wat doen ons verlosser, né? Ja. Jy sien Aldien, ons liewe Heer, ons Jesus Christus, né? Hy vergewe nogals, nog voordat daai mense ons voor gevra het vir vergifnis, wel vergewe. Weet jy net wat 'n merkwaardige God ons aanbid? Regtig, jy weet jy Aldien, ek kry sommer so trane in my oog as ek net daaraan dink, wat ons verlosser vir ons gedoen het en wat hy nog steeds vir ons doen en dat mense regtig, ek weet nie, hulle wil net meer
aan hierdie wêreld gewoond raak en minder van die Here hoor. Maar okay, toe maar, hier gaan ek nou weer van jou punt af. Maar verstaan jy? Daarso is vir jou 'n groot voorbeeld. Ja. Jy sien Eldien, die hele ding is ook, né? Jy moet nie mense vergewe omdat hulle dit verdien nie, maar omdat jy wil vry wees. Jy wil rustig in jou hart wees. Jy wil daardie troos hê, weet jy, jy het jou lekker gesig, of lekker diep asem gehaal en uitgeblaas en dit voel of ja, gat al jou probleempjes. Jy het dit nog nooit gedoen nie. So dit is hoe dit voel. As jy iemand vergewe en jy weet hulle verdien dit actually nie, want volgens jou. Okay, maar dan kan ek jou ook so vra. Verdien ons om vergewe te word? Ons mense. Die dinge wat ons aanjaag. Verdien ons om vergewe te word? Seker nie, want ek dink ons mense doen so baie sonde. Jy sien. Maar Jesus, die sondelose lam, het ons maar al ons sondes op hom gevat. Ja, nee? Ja, so verdien ons dit? Nee. Nee. Ons kry dit alles net uit genade uit. Genade van ons Here Jesus Christus. Jy sien, Eldien, in Romeine 5:8 lees ons ook, né? Dat God bewys sy liefde vir ons hier en dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hy het nie gewag vir ons om jammer te wees nie. Vergifnis gaan nie daaroor om iemand se gedrag te regverdig nie, jy moet dit altyd onthou, hoor. Dit is om jouself te bevry van kettinge van bitterheid. Ek meen, kyk nou na jouself. Ek kan nie onthou wanneer ek jou so gesien het, regtig nie. Kyk nou wat draai alles saam met jou. Jy het jou eetlus verloor, jy slaap nie genoeg, jy slaap nie goed nie. Jy's naar, jy het hoofpyn. En dit alles oor een saadjie van bitterheid, kan ek eintlik sê, wat in jou hart geplaas is. Net daai een saadjie, kyk hoe voel jy. En weet jy, as jy wag vir iemand se berou om te vergewe, nee, gaan jy daardie persoon beheer oor jou hart gee en oor jou vrede. Presies soos wat nou met jou gebeur. Presies. So daai persoon is nou die baas van jou emosies, van jou denke, van jou eetlus, van jou slaapgewoontes. Hulle is nou die baas. Well done, Eldien. So God is nie meer die baas nie. God is nie meer die eremeester daar nie. Hy is nie meer die koning van jou hart nie. Want daardie een saadjie het oorgevat. So Chris, ek het nie so daaraan gedink hè. Dis ware woorde daai. So beteken dit nou dat ek moet maak of dit nooit gebeur het hè? Nee, Eldien, glad nie. Vergifnis, jy weet mos, vergifnis beteken nie om die seer of die onreg te ontken nie. Eldien, dit beteken net om die reg op wraakprys te gee. Jy mag nog steeds grense stel, maar jy dra nie meer daai gif van die wrok in jou nie. Daai gif met jou binneste vernietig nie. Ek het nooit so daaraan gedink as gif nie. Maar hoe voel jy nou? Ja, ek voel Jy aklag. voel mos siek. Ja. En jy het nie iets verkeerd geëet nie. Jy het nie iets verkeerd gedrink nie. Verstaan jy? En dit is die emosies, dis jou binneste wat jy opeet. So, ek het regtig nie gedink is dit hè. Net oor een saadjie, hè? Ja. Maar Chris, hoe los ek iets wat so seer gemaak het? Ek probeer vergeet, maar dit is soos om 'n wond toe te maak sonder om dit eers skoon gemaak is. Hoe los ek iets wat so diep sny? Jong Eldien, jy raak dit aan met die waarheid en met God se liefde. Jy weet mos, dit is mos nie oppervlakkig nie. Ek is reg, jy's reg. Dis nie so 'n situasie nie. Dis rou en God weet dit. God weet mos hoe ons innerlik aan mekaar gesit het en hy weet waarmee ons worstel. I mean, jy's ook 'n baie liggeraakte persoon, net soos ek. En weet jy, die Here weet dit. En as jy bid vir daardie krag, sal Vader jou verseker antwoord en hy sal vir jou die krag gee om daardeur te kom. Jy sien, dis hoekom Jesus self op hierdie aarde gekom het. Om onder ons te wees, ons lyding te dra en te wys dat hy verstaan. Dis hoekom jy met enige situasie, enige probleem, enige tekortkoming, enige iets, kan jy na Jesus toe gaan. Jesus sal verstaan, en weet jy, Jesus sal jou glad nie van die hand wys, hy sal jou nie uitlag nie, hy sal nie vir jou kwaad wees nie, want weet jy, hy was ook eens mens, en hy weet waarmee ons sukkel.
Jy sien, in Jesaja 53 vers 3 sê, hy was verag en deur mense verstoot, 'n man van smarte, vertroud met lyding. Sien jy los dit deur dit in God se hande te plaas. Elke keer wat die seer weer opkom. Dink aan 'n vergifnis, aan 'n daaglikse oorgawe, nie 'n eenmalige besluit nie. En weet jy, as jy daar vergewe, jy gaan los dit daar by Jesus se voete. Jy los dit daar. Jy staan op en jy loop weg. Jy sit nie 'n tou om dit vas soos wat jy wegloop, sleep jy dit saam met jou. Jy los dit daar. Ja. Vat 'n byl saam as jy moet. En kap dit af, laat dit daar bly. Sien, baie mense vergewe, as sê ons altyd ja, hulle sal vergewe, maar hulle sal nie vergeet nie. As jy nie vergeet nie, loop jy nog steeds met daai weet in jou kop So rond. dan het jy nog nie vergewe nie. Dan loop jy nog steeds met die kiem. Jy Ja. het mos nou nie die kiem uitgehaal nie. Om te vergewe en te vergeet, is die hele kiem uithaal. Ja. Die hele kiem. Ja, want ek suppose volgende keer as jy daai persoon sien, dan onthou jy weer wat gebeur O het. ja, natuurlik. En dan is jy weer van voor af kwaad. Of Ja. van voor af siek. Of van voor af so. Of wat ook al. Ja. Ek meen, Aldien, ek weet nie hoe groot die situasie wat sy nou opgebring het nie. Maar jy het al so baie gegroei in jou gees, in jou geesteslewe. Maak dit regtig nog saak wat in die verlede gebeur het. Seker nie, dit het my maar net seer gemaak. Maar weet jy wat nie, jy kon nou daai saadjie, kom gee vir 'n tip, jy kon nou daai saadjie gevat het. Onthou jy laas het ek vir jou gesê, as iemand met jou praat en hulle val jou aan of hulle praat lelik, daai 5 seconds, daai 5 sekondes wat jy vat voordat jy antwoord. Ek het al vergeet van dit. Jy sien, as jy nou daai 5 sekondes gebruik het, word dit klaar vir die Here gegee het en die Here sê klaar vir gesê, Eldien, jy's mos 'n nuwe mens. Ek het jou mos skoon gewas. Hoekom pla jy van die verlede jou? Moet hulle dit jou pla nie? Laat dit hulle pla wat hulle gepla wil wees daarmee. Leave it. Almal het foute, niemand is perfek nie. Almal het foute. Leave it. Dan het die Here het gesê daardie dag, het hy vir jou gesê, vat al jou sondes en alles. En hy gooi dit in die diepste see en hy sit 'n bordjie daarop, no fishing. So waaroor pla dit jou actually? Jy weet mos jy is 'n nuwe mens. Nuut gemaak, duur gekoop. Sjoe. Dis baie mooi woorde daai, Chris. Dis die waarheid. Dis maar net die waarheid. Hey. So, is dit verkeerd van my om steeds kwaad te wees? Want ek is kwaad en soms wens ek voel dat ek nie so voel nie, maar ek weet dit is nie reg nie. Tog is dit wat ek voel. Eldien, ja en nee. Weet jy, dis nie verkeerd om kwaad te wees nie. Onthou die Bybel sê ons kan kwaad word, maar ons moenie sondig nie, né? Ek weet baie mense hou ook daarvan om daardie episode van Jesus op te bring waar hy kwaad was, ons geraak het toe die mense sy vader se huis mos as 'n shopping center gebruik het. O, ek het dit gelees. Ja, so Jesus het ook kwaad geword, maar hy het nie gesondig nie. Nou die hele ding is, die vraag is, wat jy daarmee met daardie woede gemaak? Slaan jy dit neer op die altaar of bære jy dit in jou hart? Daar waar dit kan groei. Onthou, as jy nou daai kwaad vat en dit groei in jou hart, met ander woorde, dit is nou besig om wortel te skiet in jou hart. Soos daai wortel groei, word hy mos groter. Ja. En dan is daar suppose om die vrug van die Gees in jou hart te wees. So waar gaan daai worteltjies heen? Waar gaan daai vrug heen? Gaan daai kwaad se wortel hulle nie begin uitdruk en uitdryf nie en hulle oorweldig nie? Dit gaan. Nou presies. Hoekom dan laat die kwaad ook nog in jou hart bære? Aldien, God gee mens ruimte om emosioneel te wees. Hy het jou so gemaak. Ek meen, hy het ons perfek gemaak. Hy weet van ons alles. Hy weet alles van ons. Hy weet hoe ons gaan optree. Maar weet jy, hy wil jou help om daardie emosie na hom toe te bring. Sodat dit jou hele lewe beter maak en nie verkeer nie. Laat jou nie opeet nie, want kyk hoe lyk jy al. Ja, dis waar. Maar as ek elke keer aan dink, dan word ek weer kwaad. Ek weet nie hoekom nie. Eldien, ja, weet jy, dit is normaal, want onthou, ons het daardie ou lustige vyand wat ons elke keer in jou oor kom fluister. Hoe kan jy haar vergewe? Hoe kan jy dit doen? Hoe kan jy dit doen? Weet jy, die grootste leenaar wat daar is. En ja, ons mense is so geneig om na hom te luister. Maar weet jy, vergifnis is 'n proses.
nie eenmalige aksie nie. En elke keer dat jy daaraan dink en weer kies om haar los te laat, groei jy geestelik. Maar dit is wat ek nou vir jou gesê het. Jy moet bid tot Vader dat hy daardie onkruid uit jou hart uithaal, heeltemal uithaal. Sodat daar nie plek meer is vir daai wortel nie. Dat daar net plek is vir die vrug van die Gees, soos wat ons lees in Galasiërs 5. Jy sien, daai kwaad is soos onkruid en dit moet uitgetrek word. En jy doen dit oor en oor totdat dit nie meer terugkom nie. En jy vul daai leemte as daai kwaad uit is. Jy vra Vader, grond my hart, haal uit wat lelik en vieslik is, haal uit. En plant daar net plek is vir u vrug van u Gees. Dat u vrug begin wortel skiet, dat daar nie meer plek is vir daai kwaad. En vul jou hart met dit. Ek gaan dit definitief probeer. En as ek bid en ek kan nie bid vir haar nie, hoe moet ek dit reg kry? Aldien begin klein. Bid vir haar seun. Selfs al voel dit vals, jou hart sal stadig volg. En onthou, jy bid nie omdat jy so voel nie. Jy bid omdat jy gehoorsaam is aan Christus. Maar hoe weet ek wanneer ek regtig vergewe het? Ek is bang, ek sê ek vergewe, maar diep binne doen ek dit nie. Hoe weet ek regtig dat ek al regtig waar vergewe het? Aldien vergifnis het tekens. Ek dink wanneer jy kan terugdink sonder om te wil vergeld, of om woedend te word, of om jou appetite te verloor, of jou slaaploosheid te verloor, of jou slaap te verloor. En dan, wanneer jy vir haar bid, selfs al is dit met trane, en weet jy al, kry jy nie eens 'n woord uit nie, maar jy bid in jou hart. Jou Vader sien jou hart, nie? Weet jy, ek sê ook altyd, dit is vir my so lekker soms om sag te bid. Want onthou een ding, as ons hard bid, dan hoor die vyand wat jy sê. As jy sag bid, onthou, die vyand kan nie jou gedagtes lees nie. Net God kan. So as jy sag bid, kan jy eintlik lekker skinder van die duiwel, by die Here, want hy kan jou nie hoor nie. Dit is mooi woorde. Maar ja, ons weet ons so skinder nie, maar jy praat met God. Jy sien, Aldien is belangrik, wanneer jy vrede het, nie, selfs al verander sy nooit. Dit is nie altyd 'n gevoel nie, maar gehoorsaamheid. Dit is gehoorsaamheid wat by jou begin. Ons moet ons wees soos wat Jesus is. Ek meen, dink nou net as Jesus daar op hy kruis gesê het, Vader, straf hulle almal. Ons het hier gesit het, sou ons. Nee. Jy sien Matteus 6:14 sê, as julle ander mense vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Sien jy daardie woordjie, daai magic woordjie, sal. Ja. Daar staan nie, ek gaan miskien nie, of ek gaan daaroor dink nie, hy sal. En weet jy, Aldien, staan ergens in die woord, ek is nie presies seker nie, maar as jy na God toe gaan, dit is seker hoekom jy sukkel om te bid ook, want as jy na God toe gaan en jy het iets teen iemand, laat jou offer daar by die altaar. Gaan maak reg met jou broer. Ek vergewe hom en dan kom offer jy. Dan is jy eers reg. Jy kan nie met daai wrok in jou hart na die Here toe gaan. Jy kan die Here dan aanbid en goeders, maar as jy nog steeds daai wrok in jou hart het, die Here gaan nie eens na jou gebed luister, want dit staan in die woord. Hy sê, gaan maak eers reg daar, dan kom jy na my toe. As jy klaar gereg gemaak het, yes, dan sal ek jou gebed verhoor. So, verstaan jy, dit is hoekom hy deur toe is. Jy het nog nie vergewe nie, so hoe moet Vader na jou luister as jy nie wil vergewe nie? Hy het dan 'n opdrag gegee. Vergewe hulle is vergewe. Sien Aldien, wanneer jy nie meer wraak wil neem nie, as jy vir haar kan bid, sonder om haar sleg toe te wens. Jesus sê in Matteus 5, bid vir die wat julle vervolg. Jy sien, dit is 'n goeie toets van jou hart. Gee dit aan Jesus oor. Los dit daar. Moet nie weer haal nie. Ek weet, partykeer is makliker gesê as gedoen, want genade mens, hoekom luister jy nou weer na die duiwel? Ja. Wat sê jy altyd? Wat het die Bybel die duiwel nie gedoen nie? Ja, ek sê ons het een van die grootste, asemrowendste
liefdesbriewe wat al hoeveel maal verkoop is en hoe oud is. En dit is God se woord wat soveel liefde vir ons daarin het. God se liefdesbrief aan ieder en elk van ons. Maar weet jy, ons mens wil soms eerder na die vyand luister. Daai een wat nie eers 'n woord geskryf het nie. Wat niks eers neergepen het nie. Ons wil na hom luister. Maar ons wil nie luister wat in God se liefdesbrief vir ons staan nie. Daardie beloftes, daardie manier hoe hy ons die pad wys. Ook gaan die kant toe my kind, gaan die kant toe, los daai, probeer daai. Dis alles in God se liefdesbrief, in sy Bybel vir ons geskryf. Maar ons wil dit nie lees nie, ons wil dit nie glo nie, want ons wil eerder die een van die wêreld gewoon na hom luister. Dis hoekom jy voel soos jy voel. Want dis die vyand wat nou hier agter op jou skouer. Weet jy hoe lekker kry hy? Dink hy kry jou jammer as jy so siek is? Seker nie. Never. Okay, maar ek voel nog steeds soos 'n slagoffer. Dis asof ek myself begin definieer aan hierdie seer. Wat is dit my identiteit word? Aldien jy sien, dit is waar die vyand gevaarlik is en dit is presies waar jy wil hê. Hy wil mos nie hê dat jy moet weet dat jy gaan God geskape is en ons dra God se identiteit nie. Hy wil nie jy moet dit weet nie. Hy wil dit van jou weghou. Dis hoekom ek sê gaan lees God se liefdesbrief wat God van jou sê. En jy sien hy wil jou identiteit steel deur daai pyn wat hy vir jou gegee het. En jy weet mos dat jy is nie wat met jou gebeur het nie. Jy is mos nie wat daai ouetjie vir jou sê nie, daai vyand nie. Jy is wie God sê jy is. Geliefd. Jy is sy dogter. Geherstel deur Christus. 2 Korintiërs 5:17 sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Herinner jou daaraan, Elwin. Jou pyn is 'n hoofstuk, nie 'n storie nie. En weet jy, tree vir tree, stappie vir stappie. Ja, jy sê altyd so, né? Ek moet dit bietjie stadiger vat. Ek weet dit is net 'n hoofstuk en dit is net 'n fase wat nou net verbygaan en ek moet net oor dit kom. Jy het so gepraat van stadig vat. Nou hoekom het jy dit nie maar stadig gevat om kwaad te word? Maar dit het jy vinnig gedoen. Ja, van nee. Ja, nee. Toe die vyand sal maar vinnig in 'n leenaar. Okay, maar as ek hom weer moet sien en ek is nog kwaad, want ons is in dieselfde vriendekring en ek gaan hom definitief weer sien. Wat as ek dan nog kwaad voel? Het ek dan regtig vergewe? Aldien, dis normale vrees daai. Jy sien vergifnis is nie altyd 'n eenmalige gebeurtenis. Dit is dikwels 'n proses, 'n pad waarop jy aanhou stap. Lukas 17:4 sê: Al sondig iemand 7 keer op 'n dag teen jou en kom 7 keer terug en sê: Ek het berou. Moet jy hom vergewe? Onthou jy dit is hoe Petrus vir Jesus daai vraag gevra het. En Jesus het sy antwoord aan hom gewas: Nee, nie 7 keer nie. 7 maal 70 moet jy vergewe. As Jesus gesê het jy moet dit doen, ou sussie, dan moet jy dit maar doen. Okay, so as ek nou klaar die persoon 490 keer vergewe het, né? En is die 491ste keer. Ja. Moet ek dan nog steeds vergewe? Dan begin jy weer by 1. Wat? Dan begin jy weer by 1. Hoekom? Want hoekom nie? Hoeveel keer het God jou al vergewe? Seker meer as 500 keer al. Seker. So wil jy God moet nou gestop het daar by 741. Nee. Moet God nog jou nog vergewe en nog vergewe? Ja. God moet jou actually nou ook vergewe, né? Ja. Maar nou hoekom vergewe jy nie jou maatjie? Dis 'n goeie vraag. Dis 'n baie goeie vraag. Jy sien Aldien, Jesus verstaan dat ons herhaaldelik en moeilik is. Jy mag daardie gevoelens hê, maar elke keer wat jy kies om nie die seer aan te wakker nie, dan doen jy geestelike groei. God werk in daardie klein, moeilike momente. Maar onthou, stappie vir stappie. Dit is hoekom ek nou nog sê, dit is actually regtig verbasend. Hoe vinnig 'n mens kan kwaad word. Maar hoe stadig het ons vat om oor daai kwaad te oor daai vergifnis te kom, nie? Dis baie hartseer. Maar ek is bang om al weer te vertrou. Wat as ek vergewe en dan kry ek weer seer? Aldien, is jammer dat ek lag, maar weet jy wat? Welcome to the real life. Is dit hoe die lewe is? Onthou net. Ek is nie gewoond dat dinge so met my gaan nie. Ja, maar jy moet onthou. Jy is nou al 'n ander kring.
Jy is nie meer daar waar jy was nie. Die vyand kom om jou aan te kom val. Die vyand kom om jou terug te sleep na hom toe. Want hy soek jou saam met hom, hy soek jou mos nie saam met die Here nie. So hy gaan met sy triks kom. Dis hoekom ek sê, welcome to the real world. Hallo world. Hallo world. Ja, jy sien. Maar ons is mos nie bang nie. Want die een binne ons is sterker as die een in die wêreld. So waaroor is jy bang? Maar Eldien, dis belangrik om te verstaan, vergifnis is nie net dieselfde as vertroue nie. Jy kan vergewe, maar jy kan steeds grense stel. Jy kan besluit, hoor hierso, is ons nou maar beter stap weg van die vriendekring af, want ek meen, you're in a different league, girl. Jy is mos 'n Christenkind. Ja. En ek is nie snaaks nie, maar ek het daai maatjies van jou al gesien. Jy vloek nie meer so nie. Jy skel nie meer so nie. Dis waar. So, wat soek jy daar? Ek weet jy moet die lig wees. So weet jy wat? Ons gaan saamwerk daaraan. Ons gaan daai mense, ons gaan ons lig helder laat skyn, nog beter brand. En ons gaan daai mense se kersies wat so half verdoof is, gaan dit ook weer vir hulle 'n bietjie aansteek. So, dit is 'n pragtige uitdaging. Ja, ek like dit. Alhoewel ek sien in Spreuke 4:23 sê, bewaak jou hart meer as enigiets anders, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Jy sien, jy kan haar nie beheer nie, maar jy kan kies om jou hart beskikbaar vir genesing te hou. Vergifnis is 'n geskenk aan jouself. Vertrou is iets wat gebou word oor tyd. En as jy nie vergewe nie, weer eens, gaan God jou nie vergewe. Ja. En dit maak jou siek. Ja. Chris, kan ek vergifnis voel as ek nog pyn voel? Ek voel nog steeds die seer. Kan ek sê ek het vergewe as die pyn nie weg is nie? Ja, absoluut, hè. Vergifnis beteken nie dat die pyn verdwyn nie. Dit is nie 'n magic wand nie, soos ek jou gesê het. Dit beteken nie dat jy gekies het om nie aan die seer mee te klou nie, om die hele tyd daaraan te dink nie. Onthou, Jesus het aan die kruis gesê, Vader, vergeef hulle. Jy sien, terwyl hy nog fisies emosionele pyn verduur het, terwyl hy spykers deur sy hande gesteek is, terwyl hy nog daar hang en snak na asem, het hy nog steeds pyn verduur, maar jy sien, hy het al klaar vir daai vergifnis gevra. Jy sien, vergifnis is 'n geestelike besluit, nie 'n emosionele toestand nie. God genees die emosie met tyd. Okay, so ek gaan beter voel binnekort. Net aanhou vergewe en bid daaroor en alles. Maar wat sê God oor mense wat nie berou het nie? Ek verstaan God is liefdevol, maar wat doen hy met mense wat aanhou verkeerd doen en nie jammer is nie? Ja, in die eerste plek, né? Hoekom bekommer dit jou? Ander mense is ander mense se storie. Ander mense is ander mense se pad na die Here toe. Ander mense het 'n ander paadjie wat hulle loop. Moet jou nie vergelyk met ander mense nie. Jy is uniek op jou eie. So moenie na ander mense toe, hoekom kry hy daai, hoekom kry hy daai nie? Nee, ons nie meer op skool wat jy kan sê, o, maar hoekom het hy 2 sweets en ek het net 1? Werk nie so nie. Jy moet so gekies om die Here te volg. Mense gaan jou seermaak, mense gaan jou te nakom. Maar dan gaan ook mense kom wat jou ophef. Dan gaan mense wat jou opjemel. Dan gaan mense wees wat vir jou juig en skree en sê, well done. Nou nie dit, daar's altyd twee kante. So die mense wat verkeerd doen en aanhou aankarring, let it be, spreek hulle vry en gaan aan. En natuurlik, jy weet mos, die oordeel kom God. Hulle berus jou net daarin dat die oordeel kom God. God is regverdig. Onthou in Romeine 12:19 sê, moenie self wraak neem, want daar staan geskryf, aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, sê die Here. Jy sê, God ignoreer nie die sonde nie. Hy werk met elkeen se hart en hy sal regverdigheid bring. Maar ons taak is nie om regter te wees nie, nee, maar om in liefde te leef. Want ons vertrou wat God sien en verstaan wat ons nie kan. Maar wat as ek dit net nie kan doen nie? As ek soos nou, ek voel soos 'n mislukking. Ek bid, ek wil vergewe, maar ek kom net nie daar nie. Weet jy, Eldien, verseker as jy nie alleen nie, né? Dis hoekom jy God nodig het.
In 2 Korintiërs 12 vers 9 sê Paulus: My gedagtes, 'n genade is vir jou genoeg, want my krag kom juist ten volle werking wanneer jy swak is. So jy sien, Eldien, jy hoef nie vergifnis uit jou eie krag te doen nie. Vra net die Heilige Gees om jou hart te verander. Hy doen wat jy nie kan doen nie. Met tyd en natuurlik geloof. Geloof in ons Here Jesus Christus. En weet jy wat ook dalk sal werk vir jou nie is, onthou een ding, God het dalk gemaak as sy beeld. En onthou, wie's ons dan om te laster teen iemand God gemaak het, om kwaad te doen, of kwaad te praat, of iets in daai lyn, verstaan jy? Ja. So, dan sê jy mos nou eintlik vir God se skepping, hoorie maar, you are not worthy. Ons nie reg nie, is nie regverdig nie. Sien dit in God se oog. Sien dit soos die woord vir ons sê. Sien dit soos wat Jesus ons gesien het toe hy aan die kruis gehang het. Sien dit. Ek het nooit so daaraan gedink nie. Maar jy dink nie baie nie. Nee, ek kom na jou toe. So, dink ek moet met haar praat, om net vergewe en aanbeweeg. Eldien, dis iets wat jy met gebed moet oorweeg. Matteus 18 vers 15 sê, as jou broer teen jou sondig, gaan wys hom sy fout onder 4 oë. Soms bring 'n eerlike, sagmoedige gesprek genesing. Maar as jy weet dat, Eldien, as jy weet dat dit net meer seer gaan bring, hè, mag dit dalk wyser wees om net vir nou stil te vergewe en dit net in Vader se hand te los, hè? Want die Here sal jou lei. Want hy gee wysheid aan elkeen wat dit van hom vra, hè? Vra vir hom wysheid, vra vir hom die pad. En ek weet nie, ek het soms ook gehoor, stil bly is ook 'n antwoord. So, ignore dit. Dis ook vir jou gesê, jy is nie meer daai mens nie. So as daai verlede jou nog so pla, dan het jy jouself actually nog nie vergewe vir alles wat jy verkeerd gedoen het nie. Soos wat God jou reeds vergewe het nie. So jy moet daai skuldlas gaan los dit, want dit maak jou siek. Dink jy dis waar die begin, waar die wortel is van dit? By my wat nie myself vergewe nie. Hoe anders, want hoekom het dit jou kwaad gemaak? Want dan maak dit nog vir jou sin. Jy is mos 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel, het jou nuut gemaak. Los die verlede, gaan lag daaroor, as ek jy is nie, sal ek na haar toe gaan en ek sal self daai storie ophaal, en sê, ja nee, weet jy nie, dis toe ek nog stupid en blind was, maar nou het ek wysheid en God lei my, hy het my oë oopgemaak, so daardie fout sal ek nie weer maak. Ek sal dit so aanvat, en dan praat jy mos vir God, wat God vir jou gedoen het, en daar sê jy 'n getuienis op ons, miskien rek haar oë so, en dan, miskien wil sy meer hê, en dan draai sy na jou toe, vir bemoediging of vir raad, en kyk, Jesus my Eldien, hoe kan jy dit reg so te vergewe? Verstaan jy kan 'n getuienis wees, en jy kan siele wen. Jy moet sê, daar's 'n plan nou agter alles. Ja, jy maak nou hierso deure oop wat ek nog nie eens gedink het toe is nie. Nee, jy het mos klaar die deur toegemaak, want jy wil nie vergewe. Ja. Wat dink jy leer die kruis ons oor vergifnis? Ek weet Jesus het aan die kruis gesterf om te vergewe. Maar wat beteken dit vir hierdie situasie? Eldien, die kruis is die uiteindelike simbool van vergifnis. Jesus het gesterf vir mense wat hom verraai het, verloon het, bespot het, geslaan het, gespoeg het, uitgelag het, uitgejou het, sy klere gevat het. Al daardie dinge. En tog het hy gebid vir hulle vergifnis. Jy sien, dit is ons model. Nie omdat dit maklik is, maar omdat dit die pad na vryheid is. Jy sien, ons Jesus kon vergewe in die donkerste uur, met die meeste pyn, kon hy sy Vader vergewe hulle. Ek meen, is dit nie iets om nou op te sien nie? Is dit, jou broer Jesus het dit gedoen. Hoekom kan jy dit nie ook doen nie? Ja, ek weet, ons is nog in ons sondige natuur en, maar weet jy, ons het die Heilige Gees wat ons sal lei en hy sal ons help, hy sal ons oplig, want hy sê dit in sy woord, en God se woord, jy weet, lieg nie. Jy sien, hy help ons om ander te vergewe in ons seerkry oomblikke. Jy het seer, maar weet jy, dis die naaste by die seer wat Jesus gevoel het aan daardie kruis. Hy was binne seer.
Hy was buite seer. En hy het tog ook aan daai kruis gesê, Vader, hoekom het U my verlaat? So hy was alleen. Niemand. Dink aan daai pyn. Dink aan daai pyn. So as jy nou die pyn wat jy nou het in jou hart, as jy dit moet vergelyk met daai pyn wat ons verlosser gehad het aan daardie kruis. Is nie eers 'n presentasie in vergelyking met wat hy deurgegaan het. Ja, is ware woorde daai. Ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Chris, ek het nou die dag, toe ek nou so hartseer is en alles, toe lees ek nou so blaai ek so deur my Bybel en toe lees ek die gelykenis van die onbarmhartige dienskneg. En wat leer dit nou vir my? Ek verstaan nie lekker daai gelykenis nie. Eldien, ek dink jy verwys na daai wat in Matteus 18 rond is by vers 23 rond. Ek dink Jesus vertel van die man wat 'n groot stuk geld verskuldig was aan die koning. O ja, dit is daai een, ja. Ja, en toe die koning sy skuld heeltemal alles vrygestel, afgeskryf het, hom laat gaan. Maar toe daardie dienskneg mos daar uitstap, toe sien hy een van die skuld as ouetjies wat hom geld skuld wat minimaal was. Toe kon die ou nie eers daai ou vergewe het vir dit nie. Hy het hom so geslaan, hy het hom sommer in die tronk laat gooi tot hy nie sy laaste sent betaal het nie. En ek meen dit was 'n druppel in die emmertjie wat hy geskuld het vir die koning. En natuurlik het die koning dit gehoor. En ek dink daar staan toe hy dit gehoor het, was die koning kwaad. En die koning het hom laat haal en hom in die tronk gesmyt en met hom presies erger gedoen as wat hy met daai man gedoen het. So dit wys jou net. Die koning is ons God. Wat ons, vir my Chris Boysen, sondaar, die ergste sondaar op die aarde, het al my sondes, alles op Jesus gevat. En ek is vergewe vir dit alles. Vir alles. So wie's ek om jou nie te vergewe as jy dalk per ongeluk weer my brood uit die yskas uitvat nie. Dit was asprus. Maar verstaan jy wat ek sê? Ek is jammer. Ja, nee, dis Hoe weet jy fyn. dis ek? Want die stroop sit op die mond. So verstaan jy, net vir daai broodjie kan ek jou nie vergewe het nie, maar God het my vir al die ander vergewe. Ja. Dis wat Jesus bedoel het met dit. As Vader jou vir al jou sondes vergewe het, kan jy die mense om jou vergewe vir daai klein dingetjies wat hulle aan jou doen. Ja, dis waar, né? Jy sien ook, Aldien, sorry man, ek kom nou daaraan. As jy die mense nie vergewe nie, dan hou jy jouself gevange. Weet jy dit? Jy blok jouself af. Jy wil niks doen nie wat jy kyk, jy voel nie lekker nie en al daai dinge. Jy slaap nie. Jy is in jou eie tronk. Ja. Net oor daai een saaitjie. So dis wat gebeur as ek hom nie vergewe nie. En as ek dit nie reg kry nie, wat dan? Aldien. Aldien. Hey, vriend. Luister my. Jy kan, want weet jy, in God se woordeboek is daar nie so 'n ding soos ek kan, of dis onmoontlik nie. As jy mos in God is en God is in jou, is alles moontlik. So onvergifnisgesindheid hou jou vas. Dit is die gif wat van die vyand afkom. En dit is ook, jy drink gif om te hoop dat jou vriendin doodgaan of siek word. En daar het jy dit gekry. Jy is soms siek van dit, van jouself. En sien in Markus 11:25 sê, as ons bid en nie ander vergewe nie, sal ons Vader in die hemel ons ook nie vergewe nie. Jy sien, nie omdat God wreed is nie, maar omdat ons harte dan toe is vir sy genade. Hoe kan hy dan ons genade bewys as ons self nie wil genade bewys nie? Jy sien, jy sluit jouself af van vrede, vreugde, herstel, groei, blydskap. Alles is weg, boef. Ja. In 'n oogwink, kan jy maar sê, is alles weg. So. Beteken vergifnis dat ek weer vriendinne met hom moet wees dan? Aldien nie noodwendig nie. Jy het nie nodig om met hulle vriende te wees nie, jy moet hulle vryspeer en wegstap. En dan weet jy wat, vertroue moet verdien word. Jesus het almal vergewe.
maar hy het nie almal in sy binnekring toegelaat nie. En jy kan vergewe nog steeds op 'n afstand hou, as dit gesond is. Wat as ek bang is hy gaan weer dieselfde doen? Aldien weet jy wat, bang kom op van die vyand af in die eerste plek, maar wees wys soos 'n slang en rein soos 'n duif. In Matteus 10 vers 16 staan daar, onthou ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duwe. Pas op vir die mens. Jy sien, Jesus weet presies wat vir ons voor lê. Hy weet waartoe ons gaan. Maar weet jy, hy sal ons lei, hy sal ons die krag gee en die vermoë gee. Ons moet dit net in sy hande los en glo. Jy sien, jy kan liefdevol wees en waaksaam. Vergifnis is gratis. Vertroue word opgebou. En as jy God moet vertrou dat hy jou vergewe het, jou vrygekoop het, weet jy wat, vertrou dat die Here dit in jou hart ook sal bewerkstellig en moenie vir die vyand daai vashou plek nie. Ek dink dis waar ek verkeerd gaan. Ek bid, maar ek glo net dat dit gaan gebeur en dat God my gaan help hê. Maar staan dit in God se woord dat hy jou nie gaan help of sê God, hy sal jou gebede verhoor? Nee, hy sê hy sal, maar ek sê As jy vergewe, ja. Ja, sien. Jy moet altyd saam. Ja. Maar wat as mense sê ek ooreageer? Aldien, jou pyn is werklik en God erken dit. In Psalm 56 vers 9 staan, U hou my trane in U vlees. Laat ander dink wat hulle wil, laat hulle dink wat hulle wil. God weet die volle storie en die ware storie. En in elk geval, wat vaar dit wat mense van jou dink, dit is wat God van jou dink. Ja, dit is nogal die waarheid. Is dit sonde as ek sukkel om te vergewe? Aldien, dit is nie sonde as jy sukkel nie. Dit is sonde om te weier. Weier om te vergewe? Ja, dan is dit sonde. Jy sien, God gee genade vir elke tree. Hy verstaan die stryd. Hy vra net jou hart se bereidwilligheid. So ek moet net bereid wees om te vergewe en dan sal God my vergewe. Natuurlik. En my verlos van hierdie probleem. Korrek. Okay. Wat as hy nooit besef wat sy aan my gedoen het nie? Moenie dat dit jou pla nie. God is regverdig. God is ons die regter. Romeine 12 vers 19 sê, moenie self wraak neem nie, want aan my kom die wraak toe. Hy sien alles. Jy kan die las aan hom oorlaat. Jy kan dit vir hom gee en dit daar los. En moenie worry oor dit nie. Moenie worry oor aan nie. Ek sê mos jy leef nie meer daar nie. Jy lewe nie meer in die verlede nie. Wat soek hulle daar in elk geval? En wat gaan soek jy nie in jou verlede? Jy is mos nie meer daar nie. Nou ja, ek dink jy het dit nogal vir my gesê een keer. Presies. Dan kom alles weer terug. Ek dink die vakansie was te lank vir jou. Ek dink ook so. Hoe kry ek vrede in my hart? Deur jou pyn en gebed na God toe te vat. Deur eerlik met hom te wees, want jy moet God in waarheid aanbid, né? En hoe kan jy God in waarheid aanbid as jy God in jou hart hou? Want God sien dan tot binne in jou hart. So met ander woorde, jy aanbid hom in waarheid. So as ek net 'n deeltjie van die storie vir God vertel, dan jok ek eintlik vir God. Natuurlik, dan praat jy mos net die waarheid, nie? En God sien dit, want God sien deur jou hart. Dis in Filippense 4 vers 6 sê, maak alles julle begeerte deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God sal julle harte bewaar. Sien weer eens, sal julle harte bewaar. Nie sal miskien of gaan dalk nie, sal. Uitroepteken, sal julle harte bewaar. Wat as ek bang is, ek is swak, omdat ek nie kan los nie? Aldien, swakheid is nie 'n mislukking nie, hoor. Dit is 'n uitnodiging tot genade. Paulus het in 2 Korintiërs 12 vers 9 geskryf, my krag kom tot volle werking wanneer jy swak is. Jou swakheid bring God se krag nader. En dit is wanneer God sy krag tentoonstel. Wat hy is, wat hy kan doen, wie hy is en wie jy in hom is. Onthou, ons is ons meer as oorwinnaars vir hom
ons wat in hom glo en in hom is. Dis meer as oorwinnaars. Jy kan nie deurkom. So, dit is moontlik om weer vry te voel. Tuurlik. Jesus het gekom om die gebrokenes heel te maak en gevangenes vry te maak. En tot vandag toe. Vergifnis is 'n sleutel van tralies van jou eie hart oop te maak. Jy hou die sleutels. Jy kan daar oopstaan. God gaan dit nie vir jou oopbreek nie, hoor. Jy moet gewillig wees om dit te vat. Nou, hoe kan ek hierdie pad na vergifnis regtig begin stap? Erken die pyn. Noem dit in gebed. Sê vir die Here presies wat op jou hart is. Soos ek vir jou gesê het, in waarheid. Gaan aanbid God in waarheid. Jy kan vir God ewen sê, Here, dit is vir my verskriklik moeilik om haar te vergewe. U sien dit, maar Here, help U my. Deur U goedheid, U genade, Here, help U my om haar te begin vergewe. Jy kan so begin. Here sal jou hoor en hy sal jou antwoord. En weet jy, skryf dit neer. Bid vir haar en herhaal dit elke keer wat die seer wil terugkom. Onthou net, jy kan ook actually nie dat die seer terugkom nie, want onthou as God jou vergewe het, hy gaan haal dit mos nie weer op en weer op en weer op nie. Hy los dit, dit is klaar, boef. So, ons moet dit ook so doen. As ons vergewe het, dan los ons dit. Dink jy dis die duiwel wat daai gedagtes so opbring? Natuurlijk. Natuurlijk. So ek moet ophou om vir hom te luister. Asseblief tog. Dink jy is moontlik dat ek nooit daardie vrede kan bereik nie? Dalk dien regtig. God het nie jou verwagting van volmaaktheid nie, hoor. Hy vra nie dat jy naby hom bly. Sy gees sal jou leer, hy sal jou verlei, hy sal jou versterk. Soos 'n herder wat sy skape dra, wanneer dit nie self kan loop nie. God is by jou, om jou, voor jou, agter jou, onder jou, bo jou. Orals man, orals by jou. Jy kan, skryf daai kan nie. Haal daai woord uit en sê ek kan, want ek is tot alles in staat deur die Here wat my die krag gee. Ja, ek sal so maak. Chris, my laaste vraag vir vandag. Obviously gaan ek weer vra hê. Sal ek ooit weer lig voel? Sal ek ooit vrede hê as ek regtig vergewe? Sal die natuurlik ja. Maar dit kom altyd nie dadelik nie, maar dit kom. Nou God is getrou. Filippense 4:7 sê: Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle gedagtes bewaar in Christus Jesus. Sien weer eens, sal julle gedagtes en julle harte bewaar. So wanneer jy kies om haar in God se hande te los, maak jy jou hart oop vir sy vrede. Jy maak ruimte vir sy genesing. Dis nie maklik nie, maar dis moontlik. En dis heilig. En jy gaan nie alleen. God loop elke liewe tree saam met jou. So Chris, ek kan jou regtig sê ek voel ligter. Ek gaan hierdie tee nou drink en nie hierdie een en hierdie een is klaar, nog 'n koppie. Wat jy vir my asseblief kan nog 'n teesakkie gee as jy nie omgee nie? Ja, geen probleem, ek bring jy net 'n bietjie moer. Ja, ek sal, maar ek moet sê ek Jy lag dan nou. Ek doen. Ek voel ligter. Ek voel nog nie heeltemal vry nie, maar dit is die eerste tree. Saldien weet jy en ek sê, ek sal elke tree saam met jou stap. Soos ek vir jou gesê het, begin eers in jou hart met God praat oor haar. Begin met God. Begin by jou begin by God. Ja, ek maak so. En soos ek vir jou gesê het, dis nou weer ek, maar dit is ek. Ek sal reg na soek. Ek sal reguit stap en ek sal hulle sê, hoorie, maar ek weet ek het dit gedoen. Dit wys jy net wat die duiwel mense laat doen, maar ek is mos nou 'n kind van die Here. So, thank you very much. I'm not taking it back to me. Vader het klaar in die diepste see gegooi. En waar het jy in elk geval visstokke gekry om daar te gaan visvang? Ja, né? Ja. Ek sal dit onthou. Dankie Chris. Ek voel regtig beter. Dit is 'n plesier, maar wag voor jy weghardloop. Ja. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God. Vader, baie dankie vir hierdie les wat U ons nou kom leer het, weer eens van vergifnis, Vader. En dankie Here dat ons al ons hart se behoeftes en se swakhede en se tekortkominge, Here, alles na U toe kan bring. Vader, dankie dat U alles weet, dankie dat U alles sien en dankie dat U alles ken. Vader, ons vra Here om ons te help daar waar ons swak is. Vader, laat ons U nie teleurstel, Here, en dat ons regtig 'n lig vir hierdie wêreld sal wees, Vader, 'n lig wat so helder sal skyn, Here, dat niks dit kan uitdoof nie.
sterk ons Here in ons doen en ons laat is. En Vader, in dit wat ons sê, en hoe ons mense hanteer, en hoe ons loop, Vader, laat ons regtig U disipels sal wees, U verteenwoordigers. En ja, Here, U naam daardeur geheilig word, en dat U geseënd word daardeur, Here, en dat ons so, Here, U koninkryk ook bou. Vra dit in die grootste naam wat ek ken, dis Yeshua Messia. Ek dank U daarvoor, my God. Amen. Amen. Dis ek net een ding sê, ek is baie jammer oor die broodjies van jou wat ek gevat het. Nou worries, bring jou maar net asseblief vir my ander. Okay. Alright, Totsiens. bye bye. Vriende, baie dankie dat julle hierdie tydjie saam met ons gekuier het. Ek hoop regtig julle het geniet. En as julle nog enigsins gebed of bemoediging of raad of enigiets nodig het, ek is pastoor Chris Boysen van Port Elizabeth, ook deel van die JCRM TS familie. Julle kan my gerus skakel op 083 232 2442. En vriende, Ons nooi julle uit om Sondag na ons kerkdiens te kom in Blouwater Baai in Port Elizabeth, nommer 90 Amsterdam Hoekweg. Kom gerus. En sluit gerus by ons YouTube kanaal in, JCR Ministration. Al ons boodskapies is daarop en daar's pragtige preke en kort boodskappe op, reg vir enige geleentheid. Maak nie saak hoe jy voel nie, of jy goed voel of sleg voel nie. Kom sluit by ons aan en dankie dat julle altyd luister na ons. Lekker week vir julle. en vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees saam julle elkeen wees. Shalom.